Welkom terug by Goeiemôre, Good Morning. Dis nou tyd vir die sport en ek voel asof ek mediator, skeieregter, sielkundige en vriend hier tussen moet wees, want Thys en Arnold vergeet soms as ons sport bespreek dat hulle vriende is, want hulle skree vir verskillende spanne. Julle twee, is julle okay vanoggend? Nee, maar in ons geval, ons skree nie op hierdie stadium vir spanne nie, ons skree op hulle. Al twee van ons spanne nie, ons skree op hulle nie. Nee, ons is neutraal. Ek wil dit is presies net so ras. Arnold, 'n groot naweek van sport wat voorlê. Massief. Waar begin ons? Franse Ope en gister het die verdedigende Franse Ope kampioen Carlos Alcaraz met 6-1, 4-6, 6-1 en 6-2 teen die Hongaar Fabian Marozsan deurgedruk na die derde ronde. Dis sy 17de oorwinning vanjaar uit 18 wedstryde op klei tot dusver. So dit gaan met hom baie goed. Ek haal hom gou aan. Hy sê in die derde stel het ek al hoe beter begin speel wat my gehelp het om 'n baie goeie laaste twee stelle te hê. Alcaraz is natuurlik 'n 4-malige Grand Slam wenner en hy speel volgende teen Bosnië se Damir Dumzur en hy kom dan te staan daarna vir 'n plek in die laaste 16. So dit gaan interessant wees. Iga Swiatek het haar bod vir 'n 4de agtereenvolgende Roland Garros titel voortgesit toe sy die voormalige Amerikaanse Ope kampioen Emma Raducanu oortref het en sy het haar behoorlik afgeransel 6-1, 6-2 getimmer en dis haar 23ste agtereenvolgende oorwinning by Roland Garros. 23 na mekaar, dit wil gedoen word. En die toernooi is sy nou 37-2. So 37 wedstryde gewen, net 2 verloor. Dis fantasties. 70 kere Casper Ruud het die eerste stel teen wêreldnommer 41 Nuno Borges gewen, 2-6, maar toe het 'n kniebesering hom regtig gekniehalter. 6-4, 6-1 en 6 stroop en hy het sy tasse gepak. Ag nee. Wat lag jy? Hy's gekniehalter. Die Casper Ruud. Mooi. Casper Ruud wat nou uit is it's a big upset. Ja. En Tsitsipas as well. Ook daarbey saam. So 'n hele paar van die groot name het alreeds gesneuwel. Sinner is deur en ek dink dit kan baie interessant raak. Want ek dink die wonderlike ding van tennis is met groot liefde en respek teenoor die groot 3, dis nou nog net Novak Djokovic wat oor is van hulle en die jong leeu's is besig om deur te kom in die mans en selfs in die vroue afdeling is daar 'n paar nuwe name wat deurkom wat sê, "Wow, ek is hier, moenie van my vergeet nie." Ja, Paulini een daarvan. Onder andere, presies. Die rugby wat hierdie naweek gebeur, Vodacom Bulls against Edinburgh VURC quarterfinal, groot sportsoploftes hierdie Saterdag, die 31ste. Ja, en dan om nie van die Stormers te gaan. Waar is jou knoppie? Money. Yes. Om nie van die Stormers en die Sharks te vergeet nie, maar hierdie is my interessant. So die Vodacom Bulls het miskien dalk alreeds 2 eindstryde verloor, maar hulle het nou nog nie die doelwit bereik om die Vodacom Verenigde Rugby Kampioenskap te wen nie. Maar na verlede jaar se verloor was daar 'n hele lot introspeksie wat gebeur het. In hierdie seisoen lyk soveel anders as die laaste seisoen. Die interessante ding vir my, ek het hier 'n nota gemaak daaroor, want hul nederlaag teen die Glasgow Warriors verlede seisoen op die tuisveld op Loftus was veral seer vir die groepspelers en dit was verbasend om te hoor dat Jake White gesê het, miskien lê die fout by hom. Ja. Daar's nie baie skeieregters, afrigters, geen skeieregter wat so iets sal sê nie, maar daar's nie baie afrigters wat sal sê, miskien is dit ek, miskien moet ek gaan introspeksie doen. En ek dink jy kan die introspeksie sien deurkom hierdie seisoen tot dusver. En daar moet jy hoed afhaal vir 'n ou soos Jake wat sal sê, ek moet ook van die blame vat. Dit was heel duidelik 'n emosionele reaksie, maar dit was 'n uitmergelende verlies. En dis nie die soort van goed wat mense wil hê moet gebeur nie, want dis die ou storie, winning breeds winning and losing breeds losing. Maar ek dink hulle het 'n baie goeie, as ek nou die term kan gebruik, hulle het 'n baie goeie handle op hierdie ding. En teen die Skotte, teen Edinburgh, dink ek hulle behoort deur te kom. En natuurlik daar sprake dat Duan van der Merwe gaan terug wees. Okay. En dit gaan 'n groote wees. Maar hy's nou 'n hele paar maande uit, so dit kan baie interessant raak as dit so gebeur. Arnold, jy het nou gesê daai reaksie van Jake toe hy dit gesê het, dalk lê die fout by my, was 'n emosionele reaksie. Ek dink daar is ook groot emosies op die spel. Nou dat hulle sonder Connell Hendricks speel, dit is amper it's kind of for him and for the pride of the Vodacom Bulls. Funnily enough, when I spoke to, when you remember, we spoke to Marcel Coetzee here 2 weeks ago, just the day after, and he said that's exactly what's going to happen. He can see how that will motivate them when push comes to shove. And when they get in a huddle and it's really tight, and they say, boys, the next move is for Connell. We're playing the next move for him. En dis die soort van ding wat mens kan vorentoe vat in werklik, dis emosie, nie waar nie. Maar dis emosie wat jy moet beheer en dis die goeie ding daarom. Dit kan 'n dryfkrag word of dit kan 'n negatiewe, presies. Ek wil net aansluit by Jake. Onthou, leaders aren't born, they're made.
En ek dink ja, dit is wat Jake al soveel kere gewys het in sy hele loopbaan van afrigter wees. Jy weet, hy het ook al gegroei. Baie. En ek dink ja, van alle afrigters kan 'n mens ook baie keer by hom gaan leer. Want ek sê, who's coaching the coaches? Ja. Jy weet, baie kere. En baie well done, Jake. Ja, en dan moet ek ook sê, onthou toe ons die bemarkingsman van die Bulle hier gehad het, Edgar Rathbone, hulle bestuurende direkteur, is iemand wat juis vir Jake sal sê, ek weet nie hiervan nie, en op 'n mooi manier dit hanteer, en ek weet dit gebeur, dat hulle mekaar besig hou, en dat hulle mekaar in die regte laan hou, dis baie belangrik. Love him. Daar is golf wat ook groot opspraak maak op die oomblik, die Memorial Tournament. Jack Nicklaus is not happy. Nee, wel Rory McIlroy het besluit hy gaan nie vanjaar speel in die Memorial nie. En dis die eerste keer in 'n baie lang tyd. Dis 'n $20 miljoen toernooi. Dis so, ek weet dis klein geld vir jou, maar vir normale mense is dit baie geld. Maar Rory het besluit hy wil nie die inspel nie. Ek dink die Amerikaanse Ope vir hom 2 weke terug was verskriklik teleurstellend, want hy het dit net op die nommer gemaak. En ek dink hy gee homself ekstra tyd. Hy speel wel volgende week, maar ja, na Vrydag se tweede ronde is daar die 72. Dis net 'n 72 man veld. Dit is een van die vertoonvenster toernooie van die PGA Tour. But after that it gets cut from the 72 men to 50 and ties or 10 shots out of the lead en dan vat hulle dit van daar af. Maar ja, ek is eintlik verbaas dat Rory besluit het om nie hierdie een deur te haal Ek sê verbaas ja nie. nie. Dis baie eenvoudig want dit bly maar 'n normale mens. Sy vrou teen 12 sê dis 'n groot golf speel. Ek bietjie by die huis wees. Ja, Ek kan nie altyd golf nie. Iemand bly moet bietjie by die huis kyk. Nie net ek nie. Ek moet ook ietsie kry, jy weet. Ek hoor jou. Ja, dis 'n baie goeie punt, Thys. Ek dink jy is bietjie gewelddadig daaroor, maar ek hoor Jy hoor waar ek vandaan kom. Jy hoor waar ek vandaan kom. ja, ek hoor jou. Ek hoor jou. Ek voel jou pyn. Ter afsluiting, dit lyk eintlik asof Scottie Scheffler 'n baie goeie kans het hier. Like even Jack Nicklaus was saying his form is good. He's looking like he might be the guy to watch. Yeah, well, after that Open win of his, he is without doubt the man to watch. And when he's on a roll, when his putter is hot, no one can stop him, Ross, without any doubt. Awesome. Thanks so much to look dankie. forward to over the weekend, Arnold. So ons het gesê ons het 5 kaartjies na die naweek se URC kwart eindstryd op Loftusversveld om weg te gee. En hier is die wenners. Jaco Weber, Frans Swarts, Bernardine Snyman en Wimpie Herbs. Baie geluk. Geniet julle tyd op Loftus. Ons gaan wen. Julle elkeen kry 5 kaartjies, so in totaal 25 kaartjies. Geniet die wedstryd.